If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight in this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Ons is by mekaar in liefdevolle herinnering aan Cornelia Maria Christina Du Plessis, gebore die 2 Desember 1947, oorlede 9 September 2021. Vir julle as familie wil ek regtig die Here se troos toebid. Ek staan nou en luister na hierdie lied, en dit is eintlik so wonderlik hoe die Here op werk. In my preekvoorbereiding ook vir vanoggend, vanmiddag, dat die Here baie keer die goed by mekaar laat loop sonder dat jy dit doelbewus kies, jy weet, of besef.
en hoe die lied en die woorde van die lied ook baie sterk aansluit by die teks vir vanmiddag. Mag julle regtig die Here se troos beleef in julle verlies. Mag julle beleef hoe die Here naby aan julle staan, dat julle bewus sal wees van sy teenwoordigheid. Hy is altyd by julle. Maar baie keer maak ons omstandighede dat ons hom nie altyd beleef en sien nie. Mag julle regtig sy teenwoordigheid beleef. Kom ons raak stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Amen. Daarom kom goed die Here, genade, barmhartigheid, vrede. Dit kom van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons luister na 'n lied van Piet Smit, Hoe groot is U? Dan moet ek jou
Hemelse Here, wat 'n voorreg om ook in hierdie middag te kan kom rus in U teenwoordigheid. Here, U wat die hemel liggame gemaak het en U wat in U seun na hierdie wêreld gekom het. Maar Here, U wat ook moeite maak met ons as mense. U wat weet wat leef daar in elkeen van hierdie familie en vriende van Tannie Makkie se hart ook vanmiddag. U ken elkeen by die naam, U ken elkeen se verlies. En daarom kan ons met vrymoedigheid voor U troon vanmiddag kom wees. Ons gebed is dat U deur U woord ook vir ons sal troos en versterk. Breek U self, Here, die woord deur U Gees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Reg deur die Openbaring boek is daar 7 wat hulle noem saligsprekinge, amper op dieselfde trant as wat 'n mens kry in Matteus hoofstuk 5, wanneer die Here Jesus by sy bergrede besig is. Die heel eerste een van daai saligsprekinge kry ons al in die 3de vers van die boek wat daar staan: gelukkig is die een wat dit voorlees, bedoelende nou hierdie Openbaring, en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan. En die teks wat ek vir oggend is dan die tweede een van hierdie 7 saligsprekinge. En seker waarskynlik die bekendste ene. Dit staan daar in hoofstuk 14, vers 13. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag rus van hulle geswoeg, want hulle dade volg hulle. Nou die eerste gedagte waarskynlik as 'n mens dit kry, is mos nou, dis 'n vreemde gedagte, né? Is 'n vreemde teks om te hoor as ons hoor hier staan, gelukkig is die dooies. Dis nie iets wat mos nou maklik op ons ore val nie. Die Bybel praat reg deur die Bybel, hoor ons dat die dood is die finale vyand. Die dood is die gevolg van ons as mense se verkeerde keuse teen God in die tuin. Die dood is daardie onbekende plek waarvan niks of niemand terugkom nie. Ons natuurlike geneigtheid is wanneer ons oor gelukkigheid en oor seën dink, dan dink ons oor die hier en die nou, die lewe hier en nou. So, dis nogal 'n vreemde gedagte dat ons hoor, gelukkig is die dooies. Maar Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 19, daai ongelooflike boek oor die opstanding, dan sê hy, as indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Ons teksgedeelte sê, gelukkig is die dooies. En 'n mens sou maklik nou kon dink, as 'n mens dit die eerste keer hoor, en jy sou vir jouself kon uitreken en sê, waarskynlik word dit in 'n situasie gesê van groot ellende, pyn, lyding, waarin iemand hulle bevind. En dat wanneer die dood dan kom, dat dit 'n stuk verlossing of bevryding is, en daarom gelukkig en geseënd. Ons troos mekaar mos baie so, dat ons mekaar sê, die dood was 'n verlossing. Ons geliefde is baie lyding en pyn gespaar. Maar dis nie waarna die teks verwys nie, as hulle sê, gelukkig is die dooies nie. Die woorde wat ons moet raak hoor, en daar's 'n paar, die heel eerste een wat vir ons 'n eerste leidraad gee oor wat regtig in hierdie teks staan, is die woorde van nou af. Eintlik is dit die spil waarom hierdie teks, maar eintlik die hele Openbaring boek draai, van nou af. En 'n mens moet reg vra, maar wat word daarmee bedoel? Wanneer is hierdie van nou af? En dit het alles te doen met die donkerste dag in ons as mense se geskiedenis. Ook 'n Vrydag, soos vandag. 'n Dag met verskriklike pyn en lyding, en hartseer. 'n Dag waarop die Seun van God betaal het vir die sonde van die mense.
waar hy soos 'n misdadiger aan 'n kruis op Golgotha gesterf het. Maar daar's 'n prediker wat ek eendag gehoor het, juis hieroor preek, en hy het dit so ongelooflik mooi, wat hy die hele tyd deur sy preek praat en sê, maar ons moet onthou, dit was nog net Vrydag. Sondag het nog op pad. Oral hoor hy dit. En so was dit met die dag. Sondag het nog voorgelê. Aanvaar het. En om wonder is, sedert daardie Sondagoggend kan gelowiges ten spyte van die verskrikking van daai dag na daardie dag verwys as goeie Vrydag. Want dit was inderdaad 'n goeie Vrydag. Was dit nie vir daardie Vrydag en daardie Sondagoggend nie, sou ons by mekaar wees hier vanmiddag. Ons sou sukkel om regtig daarvan sin te kon maak. Maar dit gee vir ons sin oor hoekom ons hier is. Dis na daardie dag toe Christus deur sy kruisdood en sy opstanding die dood oorwin het, dat ons teksgedeelte sê van nou af. Hierdie oorwinning van Christus oor die dood, oor al die magte van die duisternis, is die sentrale tema wat ons reg deur die boek Openbaring kry. Reg aan die begin, dan sê Jesus, die opgestane Jesus vir Johannes, die skrywer van die boek, in hoofstuk 1 vers 7, dan sê hy, moenie bang wees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in ewigheid. Ek kan myself net indink. Johannes op 80-jarige ouderdom, waar erge vervolging op baie stadium in die kerk besig is, en dan hoe Jesus aan hom verskyn en vir hom hierdie woorde sê. Wat 'n wonderlike troos. Maar ook vir ons vandag, by hierdie geleentheid. Omdat Christus, die eerste en die laaste, die gekruisigde, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, omdat hy die dood uit opgewek is en lewe, daarom kan ons teksgedeelte sê, gelukkig, geseënd, salig is die dooies, wat van nou af in die Here sterwe. Dan moet ons hoor hierdie woorde wat ons teksgedeelte gee. Kom ons luister dan ook na Ek sien 'n nuwe hemel kom van Piet Smit. Ek sien 'n nuwe hemel, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem.
Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde? Een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy opgestaan. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons
is deur die bitter mooi Karoo. Iewers skuil daar nog akkoorde, iewers waai rolbos vas. Ons is maar grassade, my kind, in die wind verwaai, my kind. Ons is maar grassade, my kind, in die wind verwaai. Ek speel op die walle van die groot rivier, begrawe my drome in die sand. 'n sterretjie vir Kersfees is nie veel gevra. Noem hom sommer maar my naam. Ons is maar grassade, my kind, in die wind verwaai, my kind. Ons is maar grassade, my kind, in die wind verwaai. Warm, warm winde draai en draai, my gedagtes daarin vasgevang. En as ek het eendag daar los kan voel, sal ek vir jou 'n poskaart stuur. Ons is maar grassade, my kind, in die wind verwaai, my kind. Ons is maar grassade, my kind, in die wind verwaai. Grassade, my kind, in die wind verwaai. In die wind verwaai. En eeuwe beelde dwaal voorbij, maar droomwetend iets van mij. Maar ik kan zijn als ander vlug, voor wervelwind en bliksemlucht, wanneer die kraken in die nacht sien ek 'n helder nuwe dag. Die oë is splinteruit, dus moet jy leer om skerp te kyk. Wie meen jy's blind, toon onbewus dit wat presies wys wat hy is. Maar ek kan sien as sien
Mani, ons gaan 'n geleentheid gee vir die bedankings. Namens die familie wil ek graag die volgende mense bedank in geen spesifieke volgorde nie. Dokters SV, Gerda en Herman. So baie dankie dat niks ooit vir julle te veel moeite was nie. Die dokters en verpleegpersoneel van Midvaal Hospitaal, wat tot op die einde daar was vir mamma. Dominee John, Anita, Sina, julle hulp was van onskatbare waarde. Heinrich, personeel van Wetsen, vir julle vriendelike dog professionele hulp. Dink nie Frankfurt, besef elke dag wat ons in julle het nie. By Rusoord, Tannie Koti, Tannie Marie en vir Willie, vir al die lekker kuiers wat julle daar by Rusoord gehad het met haar. Lizzie en Tiki, baie dankie dat julle so mooi na ouma gekyk het. Jy het ook met soveel liefde haar behandel het en met alles gehelp het. Baie dankie aan ma Makkie, se boeties, sissies, skoonsissie en swaar en hulle ondersteuning en liefde. Sy was baie lief vir julle, as ook die neefs en niggies en hulle ondersteuning. Namens die familie wil ons graag die kinders bedank en kleinkinders bedank. Neeltjie, Pieter, Sarel, Annelies, Cliff, so baie dankie vir julle liefde en omgee. Sy was baie lief vir julle. Corneel en Sarel, ons weet wat julle elke dag opgeoffer het vir haar, baie dankie. Mariska, baie dankie vir al jou moeite met die foto's in die kerk. Dit was nogals baie spesiaal. Laastens, vir almal wat vandag hier is, baie dankie vir elke druk van liefde, 'n traan van medelee, 'n oproep wanneer alles stil geword het, 'n gebed vir versterking, vir vriendskap onvoorwaardelik. Baie dankie. Baie dankie Mani. Goed julle, ek dink dan is ons hier afgehandel. Ons gaan na die lijksvaart toe beweeg en dan gaan ons daar vir laas afskeid neem. When our foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still